Baie welkom by Versteekte Juwele. Abraham, Isak en Jakob is vir ons bekende name, maar wie is Abraham, Isak en Jakob nou eintlik vir ons? Abraham is bekend vir sy groot geloof en hy staan ook bekend as die vader van die gelowiges, maar dit het eers na 'n lang pad gekom toe hy sy seun Isak moes gaan offer. Aanvanklik was Abraham ook 'n afgodedienaar. En 2 keer het hy gelieg oor sy vrou Sara deur te sê sy is sy suster, omdat hy bang was hy kon oor haar doodgemaak word. En toe maak hy en Sara 'n vreemde plan om vir Abraham 'n nageslag te kry by Sara se slavin Hagar. En dit nadat God vir Abraham 'n nageslag beloof het. Dit is die onverdienstelike Abraham. Isak trap toe in dieselfde struik as sy pa met sy vrou Rebekka. En verder was Isak nie sy pa se eersgeborene nie, want Hagar se seun Ismael is mos gebore voordat Isak daar was. Maar tog kry Isak die eersgeboorte seun. Dit klink vir ons onregverdig. Dit is die regtelose Isak. Jakob was ook nie sy pa se eersgeborene nie. En verder het hy sy pa gekil deur hom voor te doen as sy tweelingbroer Esau, en toe kry hy die eersgeboorte seun. En toe daarna loop hy sy broer Esau in toe Esau moeg was deur sy eersgeboorte reg te verkwansel vir 'n potlensiesop. Dit is die onderkruiper Jakob. Nou wie is Abraham, Isak en Jakob nou eintlik? Hulle is ek en jy. Ek is die onverdienstelike Abraham. Ek is die regtelose Isak en die onderkruiper Jakob. Want ook ek is as 'n regtelose en 'n onverdienstelike mens deur God begunstig. Abraham se geloof is uiteindelik vervul in die geloof wat ons het, die geloof in Jesus Christus. Want ons glo in Christus en ons hou aan hom vas juis as onverdienstelike en regtelose mense. Abraham, Isak en Jakob is toe verder begenadig. Hulle het langs God se pad met hulle nuwe mense geword. Om te glo, te seën en te worstel met God. Mag ek en jy ook glo soos Abraham, seën soos Isak en worstel met God soos Jakob.